Die Gracia, die gemeente waar jy kan kom soos jy is, sodat God jou kan ontmoet waar jy is. Saam stap ons op jou journey van genade. Ek dink drome wat nie uitwerk nie, kan mense die lewe laat mis. Ek dink party mense kwit op die lewe en dan raak hulle aan die slaap. En dan slaap hulle vir die res van hulle lewens want daar het goed nie uitgewerk nie. Dan hou hulle op om te dink aan die lewe, aan verhoudings. Hulle hou op dink aan sukses, hulle hou op dink aan dinge wat kan kom. En ek dink baie keer is ons drome gebore uit half disfunksionaliteit, uit pyn, uit seer, uit wanhoop. En die sit van julle vandag wat ook maar julle jamies kon aangetrek het. Wat gekwit het op die lewe. Wat nie meer wat net asemhaal, wat nie leef nie, wat nie met passie die lewe vorentoe gaan nie en wat nie beleef dat eintlik kan ons wakker droom. Want om te droom moet jy wakker wees. Jou siel moet lewe. Jy kan ontspan, ek het nie my somersjamies aan nie. Soms doen ons duisende goed om by ons drome uit te kom en dan bly dit ontplof in ons gesigte. Ek dink bo huwelike, want dis die groot deel van my counselling is huwelike, maar bo huwelike of by huwelike of naby huwelike is mense wat my kom sien wat sê ek het nie vervulling in my lewe nie en ek maak dit nie, ek kry nie by my drome uitgekom nie. Dan is die probleem is dat baie van ons dink dat drome gaan happiness bring. So baie keer dan begin ons drome in ons lewens inbring om happiness in ons lewens in te kry, om blydskap te kry en dan is ons besig met die verkeerdste goed in ons hart en in ons lewens. Ek wil begin miskien met happiness. Miskien moet jy vanmôre verstaan dat happiness lê nie in drome wat vervul is nie, maar dit lê binne in jou en dit wat binne in jou is die feit dat Christus leef binne in jou. En as jy daai ding weer kan vasmaak van ek gaan okay wees, kom wat wil, al ontplof drome in my gesig, gaan ek okay wees, die Here is binne in my, dan het jy 'n goeie fondasie om weer op te staan. Dan wat is 'n droom? Droom is 'n vooruitsig om iets te bereik of iets te bekom. Maar ek dink ons moet vanmôre net ter inleiding voordat ons na die skrif gaan kyk, net bietjie praat oor drome en hoekom dit belangrik is dat ons in die kerk oor drome sal praat is. Ek wil 'n vraag vra, is dit waar dat if you can dream it, you can do it? Want jy sien, jou motiveringssprekers leer dit vir ons. Ons het dit as 'n slogan al gehad. Ek het dit op 'n stadium self herhaal. Ek was by hierdie massive byeenkoms gewees en hierdie ou het ons gemotiveer. Een van die top Amerikaanse ouens, en dan stap ons uit en sê ons, if you can dream it, you can do it. Is dit waar? Ek dink iewers het ons humanisties geword. Iewers het ons die pad byster geraak, want as ons kinders leer, if you can dream it, you can do it, dan sien hy dat iemand anders suksesvol is op 'n terrein, en dan dink hy kan ook op daardie terrein suksesvol wees, en dit breek lewens. So hoor die stelling oralster in die kerk en dan kry ons mense wat hulle eie lewens neem, wat self dood toepas omdat hulle nie by hulle drome uitkom nie, want iewers het hulle geleer, if you can dream it, you can do it, en iewers het hulle geleer, ek moet net bly brand, en dan brand hulle uit, en hulle harte gaan staan, en hulle lewe koot, en hulle families koot, en dan het hulle niks gemaak met hulle drome nie. My bekommernis is dit. Ons is so vasgevang in hierdie mindset dat ons dink dit is altyd groter. Dit is altyd beter, dit is altyd meer. Ek wil jou vanmôre die vraag vra, vanmôre gaan so 'n bietjie in jou gesig wees. Ek wil jou vra, wat as jy alles het, wat dan? As jy jou droomhuis het, as jy jou droomkar het, jou droomman, droomvrou het, miskien moet jy wakker word en besef, miskien het jy alles klaar. Maar jou attitude is nie reg nie. En dan sien ek 'n ding wat my bekommerd maak. Ek het so tyd terug bietjie billetjie rugby gaan kyk. Ek weet nie wat my besiel om na billetjie rugby te gaan kyk nie, maar ek het. En daar staan ouers en skree op hulle kinders. En vertel hulle laities wat se idioote hulle is, want hierdie laitie moet sy pa se droom leef.
En hoeveel van u wil hê dat u kinders jou droom moet leef? Partykeer het ons in ons drome waarheid nodig. Ek het 'n vriend wat musiekproduksies doen. Hy het 'n studio, hy het 'n massive studio en partykeer as ek so by hom verbygery het ek by hom gestop en dan die lekker deel is ek hou van musiek en ek hou van studio en dan staan jy mos nou aan die kant van die glas en jy sien hoe hulle aan die ander kant sing. En die dag toe ek by hom kom, ons was vir 'n paar weke was hy nie lekker met my gewees nie. Ek sê vir hom, Johan, betaal hierdie persoon jou om die produksie te doen? Hy sê ja. Ek sê Jesus moet kry jy nie skaam. Hy sê nee, hulle betaal, jy weet, is dit. Ek sê iewers moet iemand vir hierdie dame sê. Ek's 'n wrede pa, my dogter het ook sy wou sing, sy wou vreeslik graag sing, want haar maat gesê ook sy moet sing en sy wou vreeslik graag sing. En eendag het ek haar gevat en met haar gaan sit en vir gesê, my skat, jy gaan partykeer uit die koor uitgegooi word, want jy het ongelukkig jou pa se vermoë om te sing. We make a joyful noise. Sien nie vra wat 'n mens jouself moet vra. Is hierdie droom regtig vir my? Wat is die waarheid rondom die drome wat in my lewe gaan? Want party mense leef nie met drome nie, hulle leef eintlik met illusies. Jy moet vir jouself vra, het ek die intelligensie om hierdie droom te bereik? Het ek die emosionele intelligensie? Kan ek die punch vat van die druk wat met hierdie spesifieke droom saamgaan? Of gaan dit my vernietig of gaan dit die mense om my vernietig? Het ek die talent? Want dit is nie if you can dream it, you can do it nie. Want God het 'n spesifieke mold by mekaar gesit toe hy my gemaak het en hy het my vir spesifieke dinge gemaak in my lewe. En dit is belangrik dat ek sal verstaan wat is die gawes wat God my gegee het sodat ek kan begin doen wat God wil hê ek moet doen. En dan onmiddellik as ek dit preek dan dink ouens, okay, ek moet my werk bedank of ek moet 'n missionary word. Nee, is glad nie wat ek vanmôre sê nie. As jy gewire is, en ek gaan dit nou heel onder begin, om 'n straatveer te wees die beste straatveer, dat God deur jou lewe verheerlik kan word. En as jy gewire is om 'n straatveer te wees, en jou intelligensie op daai vlak is, en jou lewe op daai vlak is, dan gaan jy nie en jy dink jy kan eendag die baas word nie, want dan word jy die baas, dan verwoes jy lewens. En dan volgende vraag wat ek wil vra, terwyl ons met die waarheid oor drome besig is, want ek hoor mense se drome baie keer, is waar staan God in jou drome? Jy sien, ons het ons drome, ons het ons plan uitgewerk, ons het ons baie keer uitgewerk, maar die realiteit is, iewers moet ons vir onsself vra, waar staan God in my drome? Is ek besig om God te honor in my drome? Want jy sien, daar's beginsels wat in die Bybel staan, hy gee aan jou sekere talente, en jy moet jou talente uitleef, en as jy dit doen, en is net vir I, myself en me, en my beursie, en my goedheid, en my ego, gaan jy iewers dit mis, en jy gaan nooit vervulling kry nie. Wie wat het ek agtergekom, as God 'n droom gee, dan werk die goed in sinergie met mekaar saam, jou wiring werk saam, jou gawes, jou talente werk saam. Die goed waarmee jy besig is, kan begin saamwerk, en jy kan in 'n rigting gaan, en jy sal die vrug daarvan sien, want jy gaan nie skade aan mense om jou doen nie. Ek het al mense gesien wat drome aanvat en dan uit oordentlikheid bly ek nou maar stil partykeer wat nie altyd goed is nie. Dan na die tyd dan dink ek, jy's eintlik het ek die persoon onreg aangedoen. Want partykeer moet jy vir iemand sê, this is not your dream. Dis een wat jy in 'n movie gekry het. Dis een wat jy by 'n pa of 'n ma gesien het of 'n buddy gesien het wat suksesvol op 'n terrein is. En dis nie wat vir jou bestem is nie. Ek gaan nie vanoggend lees nie, ek gaan julle vertel. Genesis 37 is die storie van Josef. Josef se pa was vir hom baie lief gewees.
En Josef se pa het vir hom hierdie mooi kleed gegee en sy broers het hom gehad. Die oomblik toe hy die kleed kry, het hulle hom al klaar gehad en dan gaan die stukkie verder en dan kom Josef en hy sê ek het gedroom en hulle die skrif in daai gedeelte gaan ek nou vir julle aanhaal. Sy broers van daai oomblik af het hom nog meer gehad. Jy weet, en toe het hulle nou hierdie droom en hy deel hierdie droom met hulle. Hy sê ek sien gerwe wat voor my buig en hulle word kwaad vir hom. Hulle sê dink jy ons gaan voor jou buig? En hulle word toe nou so kwaad dat hulle hom in die veld vat, toe hy vir hulle kos vat, en hulle skeur sy klere en vat dit vir sy pa en sê hy's dood, en sy een broer red hom toe. Sy broer sê, kom ons maak hom nie dood nie, kom ons gooi hom in 'n put. En toe hulle hom in 'n put gooi, toe kom haar slawekopers verby, en die koop toe vir Josef, en toe sy op pad Egipte toe. Sy pa treur oor hom sy lewe lank, sy lieflingsseun is dood. En Josef land met die droom in sy hart wat hy by God gekry het en hy land in Potifar se paleis en daar moes hy op 'n stadium vlug. Hy moes vlug vir sy vrou want die vrou wou hom verlei en toe land hy in die tronk en daar was 'n massive tyd van swaar kry vir Josef in die tronk gewees en die volgende oomblik toe lig hulle hom weer op in die tronk, toe word hy die hoof amper in die tronk. En julle ken die storie en toe daar hongersnood kom, toe is hy in beheer oor die graan. En julle ken die storie verder, die wat in die kinderkerk was. As julle nie was nie, volgende week begin ons weer daar, dan kan jy inskakel. En toe kom hulle en hulle begin die graanding doen en sy broers kom terug en sy broers buig voor hom. Maar hulle besef nie dis hulle broer nie. En toe kom hulle en hulle word gered deur dit wat hy gedroom het. As God jou 'n droom gee, se waarheid, jy moet dit nie te gou met mense deel nie. As God jou 'n droom gee, moet jy laat hy so 'n bietjie half in die pekel lê en in jou hart bevestig word en kyk waarmee is God besig in jou lewe. Kyk of die goed om jou in lyn kom sodat die drome in jou lewe in plek kan kom. En dis nie ongeloof nie, dis wisdom. En as jy 'n droom het, hier's 'n kern, moet jou gawe ander mense dien. Jy sien, ons het hierdie ding van, dis my droom en ek gaan dit leef, ek gaan my plek kry of ek gaan my besigheid kry en ek gaan dit doen, maar as jy in die koninkryk reg verstaan, dan gee God vir ons gawes om ander te dien. En as jou gawe nie ander mense dien nie, is jy besig met 'n selfsugtige ding in jou lewe. Jou gawes moet ander mense dien. Dan gaan daar sukses in jou droom begin inkom. 1 Petrus 4 vers 10 sê, God het aan elkeen van julle 'n genadegawe gegee. Met hierdie gawes moet julle mekaar dien, sodat God se ryk en onverdiende goedheid deur julle na mekaar toe kan vloei. Hier is die kern wat ek besef, hoe meer ek hierdie skrifgie gelees het, is dat my gawes moet maak dat ander mense van God se genade bewus word. Ek wil vanmôre vir jou vra, maak jou gawes, dit wat jy droom, dit wat jy doen, dit wat jy pursue in jou lewe, ander mense bewus van God se genade. Want ons drome moet mekaar dien. Iewers het ek na hierdie goed geluister en ek luister na motiveringssprekers en iewers kom hierdie dinge uit by I myself en my oor en dan kom ek agter, maar dis direk in teenstelling met die woord van God, want die woord van God sê, ek is gemaak om ander te dien. En as jy above diens is jy op die verkeerdste plek in jou lewe. Ek wil jou vanmôre die vraag vra, hoe lyk jou droom om ander mense met God se genade te bevoordeel? Is jou droom besig om jou te verryk of jou emosioneel sterk te maak, of is jou droom besig om ander mense se lewens te raak en hulle moet kan sê, daar's 'n goeie God in die hemel wat vir my lief is. Sien, is maklik vir ons om hierdie goed te sê, ja, my droom dien ander, totdat dit my kos. Totdat dit van my tyd kos, totdat dit van my geld kos, totdat dit van my kosbare besittings dalk kos. Ons het dit al oor en oor vir mekaar gesê, ons leef nie vir onsself nie. Ons leef om ander mense raak te leef.
Wat gebeur as daar donker tye kom? Wat gebeur as jou droom nie uitwerk nie? Wat gebeur as dit blyk of alles teen jou draai? En ek het hierdie mooi woorde gelees en dis net letterlik 'n mooi stukkie wat hy geskryf het. Hy sê, stars don't come out at night. They are all in the sky all day. Hidden by the glare of light, we need darkness, night and pain and suffering to reveal the days and the dazzle of the stars to get us dreaming again. So as jy vanmôre hier sit en jy het half 'n pity party en jy sê heerlikheid daar nie, my verhoudings het nie uitgewerk nie, my werk het nie uitgewerk nie, my geld werk nie uit nie, dan is hierdie die mooiste tyd van motivering vir jou om weer te sien daar's sterre wat skyn en daar's drome om te droom en ja, jy kan weer opstaan. Vanmôre moet vir jou hoop gee en sê, weet jy wat, dit kan werk in my lewe, dinge kan by mekaar kom in my lewe. Ek moet dalk party van my drome net heroorweeg en agterkom, waar lê my gawes, waar lê my talente, waarmee is God in en om my besig? Want party mense is net besig met dit wat binne in hulle is en nie wat om hulle aangaan nie. Ek is nog die hele tyd tempted, ek wou dit al laasweek sê, nou, partykeer, hulle sê, jy kan twee dinge met 'n versoeking doen, jy kan hom weerstaan of jy kan hom verstaan. Nou vanmôre verstaan ek die versoeking, ek gaan nou sê wat ek laasweek te bang was om te sê. Word wakker, daar's 'n lewe wat om jou gebeur. And life is not about you. Iewers moet ons wakker word en besef hier's goed om my aan die gang. Daar's goed wat jy nou moet kyk wat vir jou gaan sê, jy's dalk op die verkeerde pad met jou droom. Want as jy selfde ding oor en oor doen en jy kry dieselfde resultaat, dan is dit 'n goeie tyd om te sê, okay, is tyd om te heroorweeg. In Josef se storie het hy nie sy les geleer met die eerste droom nie en toe hy dit met hulle deel nie, hy het later 'n tweede droom met hulle gedeel. En nou as jy dink hulle was kwaad met die eerste droom, die tweede droom was hulle regtig die hoenders in gewees. Hulle wou hom doodmaak. Leer jou lesse in die lewe. Partykeer is daar's mense wat jy nie deel van jou droom moet maak nie, want hulle gaan hom vir jou doodmaak. En daar's tye wat jy net moet weet, daar's tye wat jy alleen met jou droom in jou hart moet loop, totdat God besluit, dit moet publiek geopenbaar word. Nee, wat is ons probleem? Ons kyk te veel movies. En in al die movies werk almal se drome uit. En ons het dit verlede week vir jou gesê, die lewe is nie 'n fairy tale nie. Die lewe gebeur nie net nie. Daar's nie net 'n staffie wat swaai en alles is suksesvol en instant suksesvol nie. Weet jy wat gebeur met drome? In drome is daar tye wat jy soos Josef in die woestyn verkeer. Met drome is daar lang tye wat dit lyk asof daar niks gebeur nie. Daar's tye in drome waar dit voel, nou is dit verby en waar jy weer na die sterre moet kyk in die donker van jou dag en sê, weet jy wat, ek gaan weer begin droom, ek gaan weer my droom optel, ek gaan nie bly lê nie. In tye is daar tye, in drome is daar tye wat jy jou strategie moet verander. Dis van u wat vanmôre hier sit wat God in jou droom moet innooi. En dis van u wat hier sit wat jou droom moet verander, maar dis nie God se wil vir jou lewe nie. En dan sal tye wat jy lank gebattle het, waar dit jare is, kan jy dink, hier sit Josef, hy het 'n droom gedroom en hy sit vir hoeveel jaar in die paleis en niks gebeur nie. Hy sien nie mense voor hom buig nie. Hy sien nie dat sy broers daar is nie. Hy inteendeel is hy dood vir sy familie. Dan sit net vasbyt. As jy weet jy het by God gehoor, is dit vasbyt. Daai gracia is in 'n fase van vasbyt. Ons het by God gehoor en ons gaan net vasbyt. We'll just keep on walking. Ons gaan net aanhou doen wat ons doen. Ons gaan aanhou vir mense goed wees. Ons gaan aanhou genade na mense toe vat en ons gaan bly vertrou want ek glo met my hele hart die Here gaan vir ons deurkom. Dan sit vir party mense hierdie prestasie ding.
Dis die hele tyd jy hardloop op hierdie tredmil om te presteer. As jou droom gerig is om net te presteer, gaan jy iewers in jou lewe uitbrand. Luister mooi. Ons vind dit baie keer met topatlete dat hulle het 'n tydperk waar hulle kan piek en as hulle nie in daardie tyd na 'n volgende droom toe aanbeweeg of na 'n volgende uitkoms toe aanbeweeg nie, verval hulle in depressie. 'n Sportman het 'n paar jaar om suksesvol te wees. As hy nie in daai tyd homself reproduseer en iets anders kry nie, hier's van julle wat jou droom is nou al lankal verby, kom nou oor dit. Is tyd om 'n nuwe droom te kry. Is tyd om iets vars by die Here te hoor vir jou lewe en heeltemal iets vars te kry, iets wat jou dalk gaan verbuister, wat heeltemal uit 'n ander rigting uitgaan. Nog 'n motiveringspraatjie wat die ouens bring en dit is een wat my kan motiveer is, as jou drome jou nie bang maak nie, droom jy nie groot genoeg nie. Kom ek deel met jou die waarheid daarvan. Almal is nie daarvoor gewire nie. Amen. My persoonlikheid wil 'n uitdaging hê. Hier's van u wat die Here, dank God daarvoor, anders gewire het. En jy hou nie van uitdagings nie. Jy hou nie van nuwe dinge aan mekaar nie. En jy meet jou aan mense wat hou van uitdagings en wat die hele tyd hardloop na 'n nuwe ding. Of jy meet jou man of jy meet jou vrou, dan dink jy hulle is leweloos. Dis onregverdig want God het nie almal dieselfde gewire om drome te hanteer nie. Almal is nie gemaak om baanbrekers te wees nie. Daar's mense wat moet saamstap en dien. Daar's van julle wat spanspelers is. Jy's nie 'n spelmaker nie, jy's 'n spanspeler en dank God daarvoor. En vir jou hele lewe lank dink jy ek is nie goed genoeg omdat ek nie suksesvol is nie. Ek wil jou vanmôre challenge om net weer 'n droom te kry wat haalbaar is. Wanneer ek deur moeilike tye gaan, wanneer hier's 'n droom wat ek glo in my hart deur God gegee is dat ons gaan 'n plek hê en ons gaan groei en ons gaan baie mense met genade bereik. Dan gaan ek deur 'n moeilike tyd, dan voel dit vir my, Here, ek is nêrens heen op pad nie. Hierdie goed gebeur nie. Ek onderhandel en ek kry net nie sukses daar nie. Weet julle wat doen ek? Ek gaan kies vir my sommer 'n klein dingetjie wat ek nou suksesvol kan afhandel om myself weer op die voete te kry. Gaan doen net weer iets suksesvol, klein. Iets wat jy weet, jy kan doen. En dit gaan die mindset in jou hart weer aan die gang sit. Ek kan dinge bereik. Partykeer is dit goed om net bietjie terug te staan en te sê, ek gaan weer dinge in my lewe aan die gang kry en dan kan ek weer beweeg na groter drome. Kom ons toets ons drome. Kom ons toets ons drome ten opsigte van ons familie en ons vriendekringe wat ons praat in hierdie reeks oor verhoudings en vriendekringe en familie. Hoeveel mense weet regtig wat jy droom? Baie keer het ons hierdie verwagting dat jou maat moet jou droom deel terwyl jou maat nie eens weet wat regtig die droom in jou hart is nie. Ek wil jou vanmôre vra, wat doen jy om 'n droom in iemand anders se lewe waar te maak? Dit is nie algemeen plekke nie, is dalk eenmaal, maar wat doen jy om ander mense se drome waar te maak? Leef jy net vir jouself? Gaan dit oor jou drome? Jou bankrekening, jou adres? Josef het sy broers het sy droom geken en het hulle bedreig. Bedreig ander mense se drome jou? Of is dit vir jou okay as iemand anders suksesvol is? Het jy al iets van jouself prysgegee om iemand anders suksesvol te maak? Genesis 37:5, een nag het Josef 'n droom gehad en hy het vir sy broers vertel, waarna hulle hom nog meer gehaat het. Het jy ruimte dat iemand anders se droom anders as joune mag lyk?
Ek het 'n vriend wat sy droom is net om ander mense happy te maak. Dis al wat hy doen. Dis wat hy doen. As hy hulle kan laat smile, is hy happy. Dan kyk jy na hom en dink jy, ag, jy's 'n slappie. Nee. Dank God vir iemand wat so onselfsugtig lewe. Dat hy altyd bereid is om van sy geld en van sy tyd en van sy gerief prys te gee. Maar ander mense gaan vir 'n pos met 'n groot salaris. Toe hy nou sy laaste pos gekry het, het hy in daai week 'n aanstellingsbrief gekry van 'n ander maatskappy wat hom R10,000 'n maand meer salaris sou gee. En hy het nou gaan werk by 'n skool vir serebraal verlamdes en gestremdes. Toe ek hom nou die dag sien in die Kaap, toe leef sy oë vir die eerste keer in 15 jaar seker. Want hy raak kinders se lewens. Wanneer laas het jou lewe iemand geraak? Wat doen jy vir God? Ek lees hierdie preek, ek lees graag Stefan Joubert se goed, ek en Stefan is kennisse van mekaar, vriende van mekaar. Ek lees graag sy goed en hy skryf 'n artikel wat hy in die Beeld gepubliseer het hierdie week en hy sê, toe hy na hierdie goed kyk, nou weet ek wat Stefan vir die koninkryk doen en ek weet hoe hy sy lewe vir die koninkryk gee. En hy sê, toe hy hierdie artikel skryf en hy sê, hy het geskrik en hy het gewonder, hoeveel van sy lewe gee hy regtig vir God? Hoeveel van jou lewe gee jy vir God? Ons prioriteite is net siek baie keer. Want as almal vandag hier sit, wat hier sit, die droom verstaan van ons is hier om vir onsself iets by God te kry, maar om by mekaar te maak, om met ander te kan deel en om 'n volume te skep sodat meer mense kan kom, dan gaan koue nie vir jou saak maak nie. Amen. Sien, ek preek nou vir die ouens wat hier is. Maar daar's vanoggend mense wat gedink het, ek kry koud, ek gaan nie kerk toe nie. Maar dan dink jy aan jou eie koue, jy dink nie daar's mense om jou wat dalk hierdie woord nodig het, of daar's mense wat vanmôre nodig het dat jy hier sal wees, sodat daar 'n momentum kan wees, sodat mense se lewens verander kan word. Dien jou drome, die koninkryk. Ek wil vir ons jong mense, ek wil eintlik vir julle applaus gee, ek weet nie hoe om dit regtig te doen nie. Vanoggend julle hier in julle japonne rondhardloop en my wie help met die parkering. Dit klink simpel. Maar weet jy wat? Julle is besig om dit vir ander mense welkom te maak om hier te wees. En julle dien God se koninkryk. Terwyl daar 'n klomp is wat sê ons sal nie in die koue uitkom nie, het julle vanoggend gesê julle sal in die koue uitkom. Gisterand ons het so 'n groepie vir die Pulstieners waarmee ons met hulle praat. Gisterand toe ek vra as daar ene altyd eerste, ja, ek sal 7:15 daar wees. Wat kan ons aantrek? Ja, ons moet mense dien. Because it's not about me. Nou sê bekommernis, hoe gaan ek by my droom uitkom? Ek het soveel keer misluk, ek het soveel keer al teleurstellings in my lewe gehad, dan wil ek vanmôre vir jou sê, dis nie uit jouself nie. Die oomblik wat jou hele droom net op jouself en jou vernuf en jou skills aanwesig is, dan gaan jy dit mis. En ek maak 'n groot stelling rondom dit en dit kan jou dalk offend, maar luister hom maar deur. Drome maak mense soms selfsugtig en baie gevaarlik. Want hulle sal op ander mense trap om by hulle drome uit te kom. Luister wat sy Spreuke, hy sê Spreuke 3 vers 5, hy sê vertrou op die Here met alles wat jy het. Moenie staat maak op jou eie insigte nie. Vra na die wil van God in alles wat jy doen. Vra na die wil van God. Ek wil jou vanmôre vra, het jy al na die wil van God gevra in dit wat jy mee besig is in jou lewe?
Ons klim half partykeer op 'n spoor en ons begin net te hardloop en daai spoor word eintlik so want hy maak jou net al hoe meer selfsugtig en hy maak jou eintlik gevaarlik. Want dit gaan oor jou happiness. Dit gaan oor jou prestasie, dit gaan oor wat jy bereik. Hy sê moenie staat maak op jou eie insigte nie. Vra na die wil van God in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad wys. En dan hierdie groot woorde wat terugkom na partykeer moet ons 'n reality check hê. Moenie jouself oorskat nie. Hou eerder die Here voor oë. Wat is God se droom vir jou? Jy kan dit begin meet, dit is baie eenvoudig. Jy meet dit aan jou gawes. Meet dit aan jou talente. Jy meet dit aan dit wat jy kan doen. En dan kom maar iets by, as jy op die Here staat maak, dan kom maar 'n volgende faktor by. Hy kom deur sy krag. En hy maak jou sterker as wat jy dink jy is. Hy maak jou sterker vir môre as die beperkings wat op jou gelê is deur teleurstellings, want baie van die beperkings op ons is nie omdat ons nie intellektueel daar's nie, is omdat ons die teleurstellings wat ons al gehad het glo. God kom en hy maak ons sterker as dit. En die oomblik wanneer ons begin op hom staat maak, dan begin daar 'n hemelse sinergie plaasvind en sy gees kom en hy werk binne ons en hy maak ons oë oop vir iets groter en iets dieper en iets beter. Of hy maak dalk jou oë oop om te sien dat eintlik het jy wat jy moet hê reg by jou. Jy soek na 'n droomjob, miskien sit jy in die droomjob. Jy moet net jou gesindheid verander. Hy kom en hy maak baie gelyk. It's amazing. Hy het nêrens gesê ons gaan nie deur woestyn gaan nie. Hy het nêrens gesê Josef, ek gee vir jou droom. Dit gaan maanskyn en rose wees. Sê nie die hele tyd prys die Here en is lekker. Nee, daar was helse tye in Josef se lewe gewees. Daar was tye wat hy vals beskuldig was. Daar was tye wat hy gevrees het vir sy lewe, maar hy het een ding in sy hart gehad. Iewers gaan God hierdie droom bymekaar bring en kry dit vanmôre in jou hart. Iewers gaan God, as dit 'n God gegeewe droom is, hierdie dinge vir jou bymekaar bring. Maar ons wil dit alles kit sê, ons wil alles hê moet vandag gebeur. Ons is nie bereid om hierdie journey van genade te stap nie. Dan begin jy beweeg en God beweeg saam en daar gebeur goed in jou lewe. Daar's 'n goddelike vennootskap wat begin plaasvind. Kan ek nog iets uit my hart uit met jou deel? Ons het dit laasweek gesê en ons wil dit weer sê, leef jou lewe nou. Waar jy nou is. Dat God jou nou kan honor waar jy is. As jy vir nou vloere moet vee, wees die beste vloerveer wat daar is. Vanoggend, toe lees ek hierdie stuk in Matteus, en ek wil dit later met die leierskap deel, maar ek lees weer hierdie stukke in Matteus, waar hy sê, hy het aan een 10 gawes gegee, aan een 5, aan een 2, en elkeen het gaan woeker met hulle gawes, dan het daai een ou sy een gawe gehad, en hy het dit nie gedoen nie. En elke keer is die Here se woorde dit, hy sê, oor weinig was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. As God jou kan vertrou met dit waar jy nou is, sal hy jou promote. Luister mooi, as God jou kan vertrou met die gawes wat nou in jou hande is, gaan hy jou promote. Jy kan vanmôre sê, weet jy wat, ek kan my eie promotion bewerk. Ek ken baie mense wat finansiëel multimiljonêers is en nie vir God 'n sent gee nie, en dis fine, dis hulle saak. Maar weet jy wat, hulle kry nooit daai promotion, daai innerlike vrede van, ek is waar God wil hê ek moet wees nie. En dan jaag hulle vir nog geld en nog geld en nog geld, en hulle kry nooit daai vrede van, ek is waar God wil hê ek moet wees. En moenie leef vir een dag nie, ons leef vir vandag.
God se tyd vir my en vir jou om voluit te lewe is vandag. Luister, jy gaan nie happy wees. Jy gaan tydelike ekstase beleef, maar jy gaan nie happy wees as jy hierdie groot ding bereik nie. Want dan sal maar net die volgende ding wat jy moet bereik. En die volgende ding wat jy moet bereik. Dan kom jy daar, dan is die lewe weer leeg. Kom jy daar, dan sal maar net weer nog dieselfde ding. Weet jy hoekom? Want jy gaan saam. En jy het nie geleer om vandag te leef nie. Drome leef wel saam met lewensvervulling. En ek wil jou challenge om weer te begin lewe. Maar lewe is intentioneel. Weet wat beteken dit? Jy kan vandag hier uitstap en dink, daar net nou nie droom, wat 'n preek. Of jy kan huis toe gaan en 'n stuk papier vat en 'n pen vat. En weer jou droom op 'n stuk papier neerskryf. En hom dan toets en sê, Here, wat wil jy moet ek doen? Hoe wil U hierdie droom van my gebruik? Of moet ek hierdie droom dalk vat en dalk moet ek hierdie droom begrawe? Daar's drome in my lewe wat ek moes begrawe. Wat nie van God af was nie. Wat my sou verwoes. As jy deur baie teleurstellings is, oor vanmôre, God wil hê dat jy moet gelukkig wees. Van julle sit hier, jy dink ek kan nooit gelukkig wees nie. God het van my vergeet. Weet jy dat God wil hê jy moet wen? Jy sit hier en jy dink dit kan nooit in my lewe gebeur nie. God wil hê jy moet wen. Weet jy dat God wil hê jy moet gesond wees? Ons mag nooit ophou droom oor God se wil vir ons lewens nie, en sy wil is dat ons gesond sal wees. En hier kom nou die antwoord op lewensvervulling. Jou grootste oomblik van lewensvervulling is om vir God ja te sê. En ja is nie om hemel toe te gaan nie. Ja is, jy is deel van elke deel van my lewe. Ja, vanmôre beteken, jy is my beursie, jy is my gawes, jy is my tyd. Volg redelik Willow Creek Kerk in Amerika. Ek hou van hulle leier, was al daar, ek het al mentorskap by hom gehad. Hulle het 'n groep ouens wat 'n warehouse gekoop het. En dit omskep het in 'n wat noem jy dit, in 'n werkswinkel. En hulle maak net karretjies vir enkel vrouens reg. Dis al wat hulle doen, op naweke. Ek het hierdie week weer 'n artikel daaroor gelees. Hulle sê die gemiddelde ou wat daar is nie 'n mechanic nie, of is nie 'n spray painter of niks nie. Dis ouens wat dit doen vir 'n stokperdjie. Van hulle is dokters, party is prokureurs. En toe ek dit lees, toe besef ek weer, iewers het hierdie ouens die punt beet. Jou vervulling gaan nie altyd uit jou job uitkom nie. Jou vervulling gaan kom in dit wat jy vir God doen. Miskien moet jy weer jou padkaart by die Here kry na vervulling. Miskien moet jy vanmôre weer vir God ja sê en sê, Here, ek nooi U in hierdie droom van my, want dit is dalk jaag jy jaag van een ding na die ander ding. Jy's leeg. Een verhouding na die ander verhouding, jy's leeg. Een werk na die ander werk, een huis na die ander huis, een kar na die ander kar. Ons sluit af met Efesiërs 1 vers 18 en 19. Hoor nou en ek gaan hom stukkie vir stukkie vat. Hy sê, mag God julle harte so verlig, dat julle sal insien, wat 'n wonderlike vooruitsig sy roeping inhou.
Mag God vanmôre deur sy Heilige Gees jou hart so wakker maak, dat jy vanmôre 'n lightbulb oomblik sal hê, dat jy sal insien wat 'n wonderlike vooruitsig sy roeping vir jou inhou. Sy roeping, nie jou missie nie. Mag julle insien hoe ryk heerlikheid dit is, dat God sy eie mense vir hom as volk verkry het. Mag jy insien hoe enorm groot die krag is, wat hy gebruik in die wat van hom in hom glo. Vanmôre moet jy verstaan, hy ontmoet jou waar jy is, miskien in die vallei, miskien in die woestyn, miskien in die paleis, miskien op vlug. Hy ontmoet jou. Hy het Jakob ontmoet in die woestyn. En dan kom hy en dan sê hy vir jou, ek het 'n plan vir jou. Het gaan nie oor wat werk jy doen nie. Het gaan oor wat jy vir my doen. Hoeveel genade gaan deur jou lewe na ander mense toe. En dan sê God, as ek my droom vanmôre in jou hart kan laat gebore word, gaan daar hemelse sinergie plaasvind. En dinge gaan nou anders begin gebeur. Ek wil jou challenge. Mag jy insien wat God in en deur jou lewe kan doen. Kom ons sluit ons oë vir 'n paar oomblikke. God wil in en deur jou werk. Ons uitdaging vandag is om by God se droom in te skakel. Ons uitdaging is om van onsself ontslae te raak. Julle ken my al, ek sê dit baie, mag hy meer word en ek minder word. En dan bid ons en sê ons, Here, hier is my hande. Hier is my gawes, hier is my voete. Hier is my beurs, hier is my tyd, hier is my talente. Wys vir my wat jy in en deur my wil doen. Ek gaan vir jou bid. Ek wil nie vra nie jy moet reageer nie. Ek vra almal om net hulle oë gesluit hou. Maar as jy vanmôre hier sit en jy is teleurgestel in verhoudings, dan bid ek dat die Heilige Gees vanmôre vir jou sal gesond maak. Ek bid dat die Heilige Gees vanmôre in jou hart sal heel maak. Dat jy weer sal kan glo dat God wil jou gelukkig sien. Ek bid vir jou in hierdie oomblik dat daar weer 'n droom in jou hart sal wakker word van saam wees in die teenwoordigheid van die Here wat hom sal honor. En ek challenge jou om in jou gees vanmôre te sê, ek maak my hart oop dat God vir my iemand sal stuur en my daar sal vervul. Ek bid vir jou wat finansiëel vanmôre swaar kry. Ek bid vir jou wat vanmôre jou droom laat vaar het, laat dit met jou mag goed gaan, wat eintlik al vrede gemaak het met defeat. Ek bid dat jy vanmôre weer hoop sal kry en sal sien dat God het vir jou gawes gegee sodat jy rykdom ook kan bekom en dat dit suksesvol kan wees tot eer van sy naam. En ek wil bid dat daardie hoop weer in jou lewe sal wakker word. Ek bid vir jou wat hoop op die lewe verloor het, wat vanmôre hier sit en selfmoordgedagtes bedink.
Ons sny dit vanmôre af in die naam van Jesus. En ons roep lewe oor jou gees en oor jou denke uit, dat jy weer vanmôre God se droom vir jou lewe sal raak sien en sal weet, die Here kan en wil in en deur my lewe. Want sy krag is enorm. En laastens bid ek vir jou wat jou droom opwen, op terreine in jou lewe verloor het, wat boedel oorgegee het. Ek bid dat daar weer 'n vuur van die Here in jou hart aan die brand gesteek sal wees. Here, help ons deur u Gees om u drome vir ons lewens raak te sien en om u krag in ons lewens te beleef. In Jesus naam. Amen. Mag ek 'n laaste dingetjie met jou vra? Hier's van u wat weet, jy het 'n droom wat jy by die Here gekry het. Dit is asof die deurbraak wat moet plaasvind, net nie plaasvind nie. Daar gebeur goed, maar dis nog nie, jy weet in jou hart, God het vir my iets gesê, God het vir my iets gegee. En hy breek nie deur nie. Ek wil jy moet vanmôre verstaan, soms is ons eie vyand, maar soms is die duiwel werklik daar. En as jy op daai deurbraak is waar jy weet, die Here het vir my iets gegee, en ek sukkel, ek kom nie deur nie, ek kry nie die nuwe werk nie, of ek stap nie in die verhouding in, of ek kry nie die kontrak nie, wil ek hê jy moet saam met my staan, ek wil vir jou 'n gebed vinnig doen. Want ek het nodig dat jy geloof in jou hart in aksie sal sit en sê, ek vertrou die Here daarvoor. Dit gaan oor geloof. Hierdie is nie 'n pie in the sky nie, dit gaan oor geloof. En ek vertrou die Here vanmôre. Ek het hierdie ding in my hart vanmôre. Ek vertrou die Here dat daar gaan vandag mure afgebreek word. En hou vas van die vyand verbreek word. Glo jy dit saam met my? Kom ons almal bid saam. Hemelse Vader, ek bid vir hulle wat nou geloof in hulle harte gehad het om op te staan en te sê, ek weet ek staan voor 'n deur. Ek weet die Here het vir my goed gesê en dit leef in my hart, is in sinergie met my gawes, my talente, met alles, maar dis asof dit net nie wil deurbreek nie. Vanmôre kom ons. En ons vra openbaar aan ons wat tussen dit en u staan. Tussen dit en wen staan. En as die werke van die vyand daar is wat dit wil verbreek, staan ons vanmôre in geloof in die naam van Jesus en u woord sê, as ons vir 'n berg sê, hef jou op en werp jou in die see, sal hy dit doen. En vanmôre kom ons en ons breek enige houvas van die vyand op verhoudings, ons breek enige houvas van die vyand op kontrakte, op deurbrake, op besighede, op huwelike. Ons kom vanmôre op genesing in liggame en ons roep dit uit in die naam van Jesus. En ons staan in geloof en ons verklaar met ons lippe dat ons sien die onsienlike, ons sien die deurbrake en ons eer u vanmôre vir dit wat u in en deur ons lewens kan en gaan doen in Jesus naam. En ons eer u daarvoor. Amen. Amen. Baie dankie.